Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaande biduur geleentheid. Ons herdenk komende Sondag die historiese gebeure wat ons ken as Palm Sondag. Dis 'n week voor Paasnaweek en ons vier Christus se triomfantelike intog in Jerusalem in op die rug van 'n donkievul, soos die Messias dit sou gedoen het. Jy sien, Christus kom, soos die profete dit voorspel het, om sy volk te kom verlos. En God openbaar dit aan die profete, en nou hier in Jerusalem openbaar hy dit ook, in die persoon en in die werk van Jesus, aan die mense daar in Jerusalem. Maar dan vra ons vir onsself die vraag, hoekom moes Jesus dan nou sterf? As hy kom as hierdie verlosser, as hierdie bevryder van sy volk, wat is die rede dat hy op hierdie wrede manier nie net moes ly nie, nie net tot sy dood toe moes gaan nie, maar ook verwerp word en van God en mens verlate aan 'n kruis moes hang, verneder tot die einde toe? Hoekom moes dit gebeur? So, vanaand wil ons in 'n poging om 'n antwoord hiervoor te bied, by die woorde van die kinders wat langs die pad gestaan het om vir Jesus in Jerusalem in te verwelkom, daardie woorde van Psalm 118 aansluit. Halleluja! Loof hom wat in die naam van die Here kom. Loof hom wat gekom het om ons te verlos van ons grootste vyand, van die dood en die hel, van ons sonde wat ons soontoe stuur. Loof hom vir sy genade. Jy sien, geliefdes, dit is absoluut nodig gewees dat iemand die straf moes dra. Die toorn van God moes indrink wat vir my bestem was. Daardeur verheerlik hy die Vader, deurdat hy nie net kom doen wat die Vader se wil is nie, in die eerste plek, maar dat hy ook kom om ons te kom red, ons te kom haal. Daarvoor moes hy homself gee, moes hy die finale offer bring as die ewige hoëpriester van die Vader af. So vanaand gaan ons so 'n bietjie daarna kyk. Die rede hiervoor uiteindelik is, soos ons nou net gesê het, om die Vader te verheerlik, maar sodat ek en jy wat in hom glo, ook die ewige lewe kan verkry. En dit is hoe die Hebreërskrywer dit ook verstaan het. So vanaand kyk ons na die woorde van Hebreërs 10, vanaf vers 5 tot 10, vir ons biduur, ons verontmoedigingsgeleentheid, en ons hoor daar hoe die Hebreërskrywer en ook die psalmis, sal ons nou hoor, dit verstaan het. Christus se koms na die wêreld verstaan het. Die Messias se verlossingswerk verstaan het. In Hebreërs 10, die woorde van die Hebreërskrywer. Daarom sê hy, met sy koms na die wêreld, offerande en offergawe wou u nie hê nie, maar 'n liggaam het u vir my voorberei. Ons hoor iets hierin van Jesus se eie woorde, profeties hier neergepen. Dit is hoe Jesus sy doel en sy werk en sy menswording en sy sterwe verstaan het. U het vir my 'n liggaam voorberei, wat ek kon offer. Ja, brandoffers en reinigingsoffers, dit het u nie tevrede gestel nie. Die offers van die ou verbond, die offers onder die wet, dit het u nie tevrede gestel nie. Maar toe het ek gesê, kyk,
Hier is ek om u wil te doen, o God. Dit is in die boekrol oor my geskryf. Met ander woorde, die Hebreërskrywer, geïnspireer deur die Gees, spreek Christus se woorde deur die Gees. Dit is hoe hy dit verstaan het. Die boekrol, die Ou Testament, die profete, die psalmis het geweet dit is wat moet gebeur. Eers sê hy hierbo, die woorde van die Hebreërskrywer, offerandes en offergawes en brandoffers en reinigingsoffers wou u nie hê nie. En het u nie tevrede gestel nie. Dit is wat volgens die wet geoffer word, geoffer is onder die ou verbond. Maar dan sê hy, kyk, hier is die plaasvervanger. Hier is ek om u wil te doen, om u wil te gehoorsaam. Hy beëindig die eerste verbond, die ou verbond. Dit kom tot 'n einde, sodat die tweede tot stand gebring kan word. Gehoorsaamheid aan die wet om op so 'n wyse jou eie regverdigheid te probeer verdien, dit is beëindig. Gehoorsaamheid aan Christus se nuwe verbond, aan wat hy vir ons kom doen het, toewyding aan hom, dit het hy nou tot stand gebring. Geloof in hom neem die plek van die ou verbond. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Hierdie offer wat hy bring, heilig ons eens en vir altyd. Geliefdes, 'n paar gedagtes oor hierdie besonderse woord in Hebreërs 10. Hierdie gedeelte is 'n direkte aanhaling van Psalm 40. Profeties, messiaans, in vervulling gebring deur Jesus se koms na die wêreld en wat hy kom doen het. Hoe hy kom leef het en hoe hy homself as offer gegee het uit liefde vir God en vir ons, sy naaste. Die Hebreërskrywer verstaan dus dat Psalm 40 'n profetiese woord is wat toegepas moet word op Christus. Jesus kom om die wil van die Vader volkome te doen. Met ander woorde, dit is nie te sê dat die Ou Testament en die ou wette en die ou verbond geen plek gehad het, geen nut gehad het, geen doel gehad het nie. Maar in Christus se gehoorsaamheid, in Christus se vervulling daarvan, kan ons in die produk daarvan deel, in dit wat dit uiteindelik beloof het. Dit is nou ons sin. In hom word ons aangeneem as God se kinders, aangeneem as God se geheiligde volk. En al wat hy van ons vra, is liefde vir hom en liefde vir ons naaste. So som hy die wet en die profete, die ou verbond op. Reageer so op wat ek vir julle gedoen het. Dit beteken, die ou offers was nie genoeg nie. Jaar na jaar moes daar nuwe offers gebring word, nuwe diere geslag word, moes hierdie proses herhaal word. Dit kon nie volkome betaal vir al ons sonde nie. En die rede daarvoor was dat die offers was nie volmaak nie. Die offers, diereoffers, daar's iets van 'n lewe vir 'n lewe, 'n dier se lewe vir 'n mens se lewe wat net nie is gelyk aan nie, wat net nie mooi die som balanseer nie. Daarom moes 'n mens sterf vir die sondes van mense. En in die tweede plek is nie net die offers nie genoegsaam gewees nie, maar die priesters wat die offers gebring het, was self sondige, ongehoorsame, onvolkome mense gewees.
In die tweede plek, Christus kom om sy eie liggaam en met sy eie lewe in die plek van hierdie ongehoorsame priesters, onvolkome offers, 'n perfekte offer te bring. 'n Offer wat in sy eie lewe nie die sonde van Adam gedra het nie. Daarom word hy die tweede Adam genoem. Hy het nie 'n aardse vader wat hierdie erfsonde aan hom kon oordra nie. Hy is uit 'n maagd gebore en dus is hy vlekkeloos. Die lam van God gaan ons oor die volgende paar weke keer na keer hoor. Hy is die vlekkelose lam, die Agnus Dei, die lam wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Hy bring die finale volmaakte offer as die ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Die ou offers word dus vervang. Die selfverrykende, selfverheerlikende, selfregverdigende pogings van ons as mense om onsself te red, word vervang deur wat hy vir ons kom doen het. Deur sy gehoorsaamheid as die hoëpriester, as die een wat nooit gesondig het nie. Hebreërs 10 vers 9 tot 10 sê vir ons, ons is eens en vir altyd geheilig deur sy offer. Die bloed van die seun, die bloed van die lam, heilig ons eens en vir altyd om voor God te staan as heilige, volmaakte offers wat vir hom aanneemlik is. Romeine 12 vers 1 en 2. Wy julleself in hierdie sin aan die Here, skryf die apostel aan die Romeine. Wat beteken dit dan nou vir my en vir jou? Jesus se kruisdood was nie toevallig nie. Dit was nie 'n per ongelukke nie. Dit was nie 'n geval van politieke omstandighede soos wat ons gereeld in hierdie tyd hoor. Daar was onrus tussen die Jode en die Romeine. Ja, dit was so, dit was die volheid van die tyd, maar dit was nie die rede vir sy sterwe nie. Dit was nie die rede vir sy kruisdood nie. Die rede vir sy kruisdood was dat iemand moes op hierdie wyse die profete en die wet vervul en sterf vir die sondes van sy volk. Dis reeds in die Ou Testament so profeteer. Hulle het dit al reeds geweet. Die profete het al reeds geweet dat hierdie aanhoudende offers, hierdie aanhoudende verwagting na 'n koning uit die geslag van Dawid wat 'n perfekte koning sal wees, vir 'n profeet wat nie net die woord van God volmaak gaan kom verkondig nie, maar wat die woord van God gaan wees, wat die woord gaan wees soos Johannes in Johannes 1 dit vir ons skryf, en 'n priester wat vlekkeloos is en 'n offer bring wat volkome sal betaal. En derdens, hy kom en hy kom soek, hy kom streef daarna, nie om sy eie wil te doen nie, nie om sy eie eer en glorie en mag te kom tentoonstel nie. Telkens sê dit self, hy is nie hier om sy eie wil te doen nie, hy is net hier om dit wat hy sê en dit wat hy doen, die wil van die Vader te doen. En die wil van die Vader was dat hy moes sterf, sodat die eer aan die Vader kan toekom, aan hom as die messiaanse koning, as die profeet, as die priester, dat hy die eer kan kry. Die naam bo elke naam wat aan hom gegee is, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat hy die Here is. Die Here van die Here is.
Hy het gekom om die wil van die Vader te doen. Maar wat dan nou? Nou is dit gedoen, nou is dit klaar. Kan ons dan nou maar net aangaan? Kan ons dan nou maar net leef soos wat ons wil? Moet ons hierdie tyd, hierdie besonderse tyd van Paasfees maar laat verbygaan en leef asof dit nooit gebeur het nie? Asof ons so vry is daarvan dat ons maar kan maak wat ons wil. Geliefdes, hierdie gebeure, hierdie woorde van die Hebreërskrywer, moet ons tot bewondering van Christus roep en dit doen. Ons moet kyk na hom en met agting, met lof en eer tot hom nader, in aanbidding, vir hom sê, dankie Here. Dankie dat U ons nie gelos het nie. Dit dwing ons om onsself te verootmoedig voor hom, vir onsself die vraag af te vra, waar in my lewe is ek tans nie besig om te leef soos 'n navolger van Christus nie? Waar is ek tans besig om te leef asof hy dit nie vir my gedoen het nie? Waar is ek tans besig om sy beeld as 'n Christen, die naam wat ek dra, waar is ek besig om dit oneer aan te doen? En dat ek my sal verootmoedig voor God en sal pleit by die Here. Here, neem dit weg, reinig my en heilig my deur die bloed van die seun. Dit roep ons om met vertroue dan aan hom vas te gryp en te weet, sy sterfte, sy dood, sy lyding was ook vir my, en ek kan dit maar glo, want hy sê dit vir my in sy woord. Hy leer dit vir ons in sy woord. Dit was ook vir my. Ek kan met vertroue leef, vry van kommer, vry van pogings om myself te probeer regmaak voor die Here, vry van offers bring, wat ek dink my situasie by die Here sal verander. En laastens, om sy voorbeeld na te leef, hom na te volg, na hom te kyk en te sien hoe hy liefde vir God uitgeleef het, hoe hy tyd gemaak het om by die Vader uit te kom in stilte, hoe hy gehoorsaam was aan die wil van die Vader, daardie navolging, hoe dit oorgeloop het in sy interaksie met die mense rondom hom, hoe hy liefde geleef het, selfs en dalk juis moet ons hoor vir sy vyand. Want soos Paulus ons herinner, die woord is betroubaar en waardig om aangeneem te word, waardig om aanvaar te word. Hy het gekom om sondaars te red, sy vyande te red, die te red wat nie self daar kon uitkom nie. Van wie ek, skryf die apostel, van wie ek, soos ek hier sit, die grootste is en die meeste genade nodig het. Mag ons in hierdie tyd voor Paasfees, mag ons die kruisdood van Jesus vier en herdenk, die liefde van God daarin sien. Mag ons ook die almag van God sien in die feit dat die graf nou leeg is. En mag ons ook hierdie woord aanneem as 'n ware en betroubare woord, wat ons moet inspireer en ons moet vertroos en ons wil uitstuur om dit vir die wêreld te gaan vertel. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord ook vanaand. Ons dankie dat dit so duidelik na ons toe kom, dat u seun gekom het en nie per ongeluk geleef het en per ongeluk gelei het en per ongeluk gesterf het, maar dat dit u plan was, heel van die begin af, en dat ek daarin kan deel as 'n ontvanger van die genade
wat dit bewerk het. Here, ons dankie vir sy persoon, wie hy was vir ons, die hoëpriester, vlekkeloos, foutloos, gehoorsaam aan U, heilig in elke sin van die woord. En ons dankie vir die offer wat hy gebring het, sy eie lewe wat hy neergelê het, sy bloed wat vergiet is en my skoon was. Heilige Gees, oortuig my van hierdie waarheid en stuur my met hierdie boodskap die wêreld in. U naam ter ere. Amen. Geliefdes, ons het 'n paar sake vir gebed vanaand en dit is op die skerm op die oomblik. Ek wil net vinnig deur dit lees en deur dit werk en ek wil vra dat u, soos u daar sit vanaand, saam vir hierdie sake, saam met ons ook daarvoor sal bid. In die eerste plek, in aanbidding, loof en dank ons die Here vir wat hy vir ons gedoen het, vir die feit dat hy sy seun vir ons gestuur het, saam met die kinders wat Psalm 118 saam sing hierdie week, loof hom wat in die naam van die Here gekom het. Ons bid vir opregte belydenis en daarvoor, wanneer ons daarvoor bid, dan bid ons dat ons sal verstaan wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het. Dat die woord vir ons oopgebreek sal word en ons daarin sal sien dat hy die seun van God is, die Messias wat moes kom, die lam wat geslag moes word, en dat hy dit kom doen het, vir my en vir jou, en om die Vader te verheerlik. Ons doen ook voorbidding, soos wat ons elke aand, wanneer ons saam bid, doen. Ons bid vir die wat siek is, die wat gehospitaliseerd is, die wat dalk deur 'n moeilike tyd van lyding en 'n krisis gaan. Ons bid vir die behoeftiges in ons omgewing. Ons bid vir die wat nodig het om vertroos te word en wie se vertroue dalk in 'n draadjie hang. Daarom bid ons ook vir toewyding, vir langer as net hierdie Paastyd. Ons bid dat hierdie Paastyd 'n geleentheid sal wees vir ons om te verdiep, maar dat ons sal groei in hierdie tyd. Dat ons sal toeneem in ons kennis van God en in genade. Ons bid vir opregte harte, in verontmoediging, dat ons ware navolgers van Christus sal wees, wat wil leef soos hy kom leef het. Met danksegging bid ons vir wat God vir ons gedoen het en vir sy soewereine plan. Ons bid dat ons ook ons rol as kerk en as gelowiges in die kerk sal vervul en dat hy ons sal toerus deur sy gees om dit ook te kan doen. Ons bid verlangend na die wil van God. En daarmee eenvoudig kan ons sê, wanneer ons die Onse Vader bid, laat U naam geheilig word, laat U wil geskied, Here, dat ons onsself sal onderwerp ook daaraan, en dat ons as 'n gemeente en as individue sal inpas by die wil van die Here, en sal leef soos mense wat na sy wil soek. Ons bid vir geestelike groei en vir volharding. Dit is Paastyd en dit is 'n geleentheid vir ons om by mense uit te kom met hierdie besonderse boodskap. Mag ons dit ook doen en mag ons wat in die diens van die Here staan, dit beteken almal van ons wat gestuur word deur die Gees, mag ons volhard in ons vertroue en in ons toewyding aan die Here. Ons onderwerp onsself in gehoorsaamheid aan die woord en aan die wil van die Here, en dit is nie altyd maklik nie. En daarom bid ons vanaand in besonder daarvoor. En ek het dit in besonder hier opgesit. Ons bid vir gehoorsaamheid aan die wil van die Here, maar ons kan nie die wil van die Here ken as ons nie sy woord bestudeer nie. So, gehoorsaamheid aan die woord beteken gehoorsaamheid aan die wil. En dan bid ons vir mense wat nog moet glo en moet hoor. En daarmee bedoel ons sendelinge, ons sendingwerk, ons aksies
wat nou in my, die ligdraers wat in my uitgaan, ons begin nou al bid vir oop harte, ontvanklike mense wat ons ligdraers gaan ontmoet en saam met hulle gaan stap. En ons bid dat die projekte wat hulle in besonder ook aanpak hierdie jaar, dat dit geseën sal word en dat die Here ook mense se beursies sal oopmaak om hierdie projek te ondersteun, maar nie net finansiëel nie, ook saam in gebed. Vanaand vra ek dat jy saam met my vir hierdie sake sal bid. Dit bring ons aan die einde van vanaand se biduur. Mag jy 'n wonderlike aand hê en ons sien mekaar volgende week.